En welkom vir elkeen van julle hier by vanaand se Pinksterdiens dan ook. Ons het vanoggend ook 'n mooi groepie gehad hier by die oggendpinkster en saam met nog 'n mooi groepie vanaand ook. Is maak my hart bly om te sien dat soveel van ons deelneem aan hierdie jaar se Pinksterreeks dan ook. Wat 'n spesiale tyd van die jaar is dit nie, waar ons ook so elke aand so by mekaar kan kom en saam met mekaar die Here kan loof en prys en saam kan leer uit die woord van die Here uit. Ons het gister gesels oor die feit dat 'n geesvervulde lewe is nie waar ons 'n lewe van een belewenis na volgende belewenis nie, maar dat dit 'n lewende verhouding met Jesus is, waar ons elke dag groei in die Heilige Gees. En vanaand gaan ons dan nou kyk wat die volgende sleutel tot 'n geesvervulde lewe is. Met ons tema vir vanaand, oorgegee, om volkome oor te gee. Maar voordat ons gaan wegspring en gaan hoor wat die Here vanaand deur sy woord vir ons wil sê, wil ek vir ons open met 'n gebed en nadat ek vir ons gebid het, gaan ons spontaan staan en so 'n paar liedere sing tot eer van die Here. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanaand hier by mekaar te kan wees in U teenwoordigheid. En Here, die voorreg te hê om so as 'n geloofsfamilie, as medegelowiges, U te kan aanbid nie. En te kan hoor wat U vanaand ook deur die woord vir ons wil sê. En Here, ek wil sommer vra dat U vanaand deur die Heilige Gees ons harte sal oop en ontvanklik maak vir hierdie ontmoeting wat U met ons wil hê. Ja, Here, kom leer ons vanaand wat dit beteken en wat die sleutel is tot 'n geesvervulde lewe. Hier is ons Here. Kom ontmoet ons vanaand in hierdie diens en help ons om nou al die ander stemme van ons lewe en van ons week en van ons program en ons skedules en van ons bekommernisse en vrese stil te maak, Here, sodat ons mooi kan luister en U stem kan hoor. Praat vanaand met ons, Here. Ons honger en ons dors na meer van U. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus en deur die krag en die leiding van die Heilige Gees. Amen. Oh
Ons lees vanaand 'n verhaal uit Handelinge hoofstuk 4. Handelinge hoofstuk 4, en ons gaan daar so die eerste 22 of 23 verse saam lees, en dan gaan ek ook vir ons nog 'n gedeelte lees in Johannes hoofstuk 3. Nou voordat ons wegspring en hierdie woorde gaan lees, onthou altyd dat Handelinge is geskryf deur Lukas, wat dieselfde skrywer is as die Lukas Evangelie. So daarom as jy dit reg wil lees, moet jy eintlik Lukas en Handelinge saam lees. Lees eers die Lukas Evangelie en dan vanuit dit uit slaan jy oor na die boek Handelinge toe dan ook. Wat hierdie woorde wat ons vanaand gaan lees baie besonders maak, is onthou dat Lukas was nie 'n Jood nie. Lukas was ook nie een van die eerste disippels of die binnekring van Jesus dan ook nie. Lukas was in alle waarskynlikheid 'n mediese dokter gewees, wat hy was vir alle praktiese eindes 'n heiden gewees, en hy was 'n heiden wat later tot bekering gekom het. En met sy bekering, toe besluit hy wil vasstel of dit alles wat oor Jesus gesê en geskryf is, waar is, soos wat dit aan hom vertel is. En hy sê dan ook, as jy sy inleidings tot sy evangelie en Handelinge lees dan ook, dan sê hy, die rede waarom hy sy evangelie skryf, is om te bewys dat dit wat oor Jesus vertel is, betroubaar en waar is. 'n geleerde man, mediese dokter. En daar is 'n tradisie wat selfs vertel dat hy betrokke was by die versorging van Paulus, toe Paulus in die tronk was en vanweë sy eie gesondheid wat agteruit gegaan het, was Lukas iemand wat vir Paulus bemoedig het en geondersteun het en versorg het. So dis hierdie persoon wat hierdie woorde skryf wat ons hier lees, maar hy vertel vir ons 'n verhaal wat afgespeel het met twee van Jesus se disippels, Petrus en Johannes. Kom ons lees hierdie woorde, en terwyl ons dit lees, hou die hele tyd ons tema van vanaand in gedagte, hierdie tema van om oor te gee, geheel en al oor te gee aan die leiding van die Heilige Gees. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat. Hulle het nou net 'n sieke genees, en toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthits omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Nou eerstens, waarom is hierdie mense so ontstel? Eenvoudig, onthou, onder die Joodse geleerdes was daar ook verskillende groepe. Daar was skrifgeleerdes, daar was Fariseërs, daar was Sadduseërs, en die een groep het geglo dat daar 'n opstanding uit die dood is, en die ander groep het weer geglo dat daar nie iets soos 'n opstanding uit die dood uit is nie. En hier hoor hulle nou hoe hierdie disippels van Jesus vir die mense leer dat met Jesus se opstanding het die opstanding uit die dood nou 'n werklikheid geword. En hulle wil hulle stil maak en hulle monde snoer om enigstens verder hieroor te praat. Dan lees ons verder. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem, en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra, deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê. Hoor julle hierdie woorde? Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê. Raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Ons hoor so 'n bietjie iets hier van Petrus se bravade, né? Waar hy voor hierdie skrifgeleerdes en fariseërs en priesterhoofde staan, en hy sê, hierdie het plaasgevind in die naam van Jesus Christus, wie julle gekruisig het. Hy spreek hulle aan. Hy sê, julle is die een wat hom gekruisig het. Die een in wie se naam hierdie man gesond gemaak is. Maar wat God uit die dood opgewek het, hy
is die klip wat deur julle, die bouers, afgekeer is. En juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes so vrymoedig sien, want die raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Wat 'n beskrywing van twee mense, hè? Ek wonder hoe sou ons gevoel het as iemand vir jou sê, jy is ongeleerd en eenvoudig. Maar daar's 'n stuk waarheid in hierdie woorde waarby ons nou gaan kom. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. En dan blaai ons na Johannes hoofstuk 3, waar die bekende gedeelte, waar Jesus met Nikodemus gesels oor die weergeboorte, en dan sê Jesus vir Nikodemus, dat slegs iemand wat weergebore word, sal die koninkryk van die hemel sien. En dan lees ons hierdie woorde, wat ons daar op die skerm dan ook sien. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom of waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elke een wat uit die gees gebore is. Tot sover wat ons hierdie gedeeltes lees uit die woord van die Here. Nou julle, wanneer ons die Bybel lees, is daar 'n paar praktiese wenke wat ons ook kan hê om die Bybel nie net te lees nie, maar bietjie dieper te bestudeer en dieper te verstaan. En een van die baie maklike dinge om te doen is wanneer ek 'n verhaal soos hierdie lees, dan lees ons 'n gewone storie en dan lees ons dat daar is mense se name wat vir ons genoem word. En die oomblik wanneer ons mense se name lees, dan weet ons kan onder andere probeer vasstel wat hierdie persoon wat in hierdie verhaal is 'n storie was. Wie was hy? Waar leer ons nog van hierdie persoon in die Bybel? Wat lees ons van hierdie persoon in die Bybel? Wat se pad het hierdie persoon met die Here gestap in sy reis saam met die Here, totdat hy op hierdie punt gekom het waar ons hier is? En wanneer ons dit doen, dan kry iets eenvoudig soos net die karakters in 'n verhaal vir ons 'n dieper betekenis en sluit dit vir ons die betekenis van 'n gedeelte soos hierdie dan ook oop. So is dit in hierdie geval ook. En julle sien vriende, as ons kyk wie die rolspelers, die karakters in hierdie stories is, dan sien ons aan die een kant vir Petrus en Johannes, en ons hoor dat hulle is vol van die Heilige Gees, en aan die ander kant, die priesterhoofde, die familiehoofde, die skrifgeleerdes, die Joodse raadslede, die hoëpriesters, al hierdie geestelike leiers, die mense wat die leiers van die volk was, die mense wat die geestelike voorbeeld veronderstel was om te wees vir die volk. En nou kan ons bietjie dieper gaan grou. En wanneer ons bietjie dieper gaan grou, dan kry hierdie gedeelte vir ons 'n baie spesiale betekenis wat juis relevant is vir ons tema vir vanaand.
Onthou julle so rukkie terug toe ons reeks oor disippelskap gedoen het. Toe het ek as 'n inleiding vir ons vertel wat 'n Joodse seentjie alles moes doen om 'n disipel van 'n rabbi te word. Onthou julle? Toe het ons gepraat van die verskillende skole waardeur hulle moet gaan, al die eksamens wat hulle moes geskryf het. En toe het ons gehoor dat op die einde van die dag het net die beste van die beste, die slimste van die Joodse seentjies 'n disipel van 'n rabbi geword in daardie tyd. En hulle wat nie gekwalifiseer het nie, hulle wat in die oë van die rabbies nie goed genoeg was nie, is dan teruggestuur om die familiebesigheid voor te sit. En wat weet ons was Petrus en Johannes? Vissers van beroep, vissermanne. Met ander woorde, hulle was nie goed genoeg in die oë van die aardse rabbies om disippels van daardie rabbies te word nie. En het ons in 'n disipelskap reeks gehoor, die wonderlike genade, waar die rabbi van alle rabbies, Jesus Christus, juis hulle wat in die oë van mense nie goed genoeg was nie, roep en sê, volg my. En binne in 'n samelewing, waar die twee groot waardes van die samelewing, waar volgens die hele samelewing van die Nuwe Testamentiese tyd gefunksioneer het, was eer en skande. Jy wou of eer aan jou familie gebring het, of daar was skande op jou familie gewees. En die hele samelewing het daarvolgens gefunksioneer. En net so groot eer soos wat dit was vir jou ouers, wanneer 'n Joodse seentjie 'n disipel van 'n rabbi sou word, net soveel skande het dit oor jou familie gebring, wanneer jy nie geslaag het nie, wanneer jy nie goed genoeg was nie. En selfs met daardie handeling waar Jesus hierdie seuns, hierdie jong manne, want onthou die disippels was nog nie wyse ou mense toe hulle disippels geword het nie, hulle was jong gewees. In alle waarskynlikheid hier rondom matriek, dalk bietjie ouer, maar nie veel ouer nie. Jong manne. En hier kom die rabbi van alle rabbies, en hy sê vir hulle, volg my. En net so vervang Jesus hierdie disippels en hulle geliefdes se skande met eer. Want hulle mag nou die disippels van 'n rabbi wees. Ewe skielik onthou ons waarom hierdie woorde wat in hierdie verhaal voorkom gesê is. Waar die skrifgeleerdes en die fariseërs en die familiehoofde na hierdie twee jong manne kyk, hierdie apostels van Jesus, en hulle is half verbaas en hulle sê, met watter mag en gesag doen julle hierdie? Want ons ken julle, en julle is ongeleerd en eenvoudige mense. Ons ken julle, julle het deur ons skole gekom. Julle het nie die toets geslaag nie. Julle het nie al die Ou Testamentiese wette geken nie. Julle kon nie op julle voete dink en vir ons die Ou Testamentiese boodskap gee nie. Julle kon nie goed debatteer met ander mense nie, en daarom het ons julle teruggestuur, want julle was nie goed genoeg nie. Ongeleerd, eenvoudig. En tog hier praat julle met 'n gesag, tot op so 'n manier, dat julle nie net ons aanspreek nie, maar ook ons op 'n punt bring waar ons besef, maar ons het nie 'n antwoord hierop nie. Ons het nie 'n verklaring hierop nie. Hier is iets besig om te gebeur. Wat is dit? En amper is tussen woedend en desperaat en angstig en verward, vra die fariseërs en die skrifgeleerdes vir die disippels, deur in wie se naam en deur watter krag doen julle hierdie? Dit maak nie sin nie. Want hulle het nog nie besef, hulle kon nog nie besef, dat die groot verandering wat plaasgevind het, is dat hierdie twee vissermanne nou gevul was met die Heilige Gees nie. En het hulle dus nie meer vanuit hulle self gepraat nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Dis hoekom Lukas ondersoek gaan instel het, en Lukas sê hier vir ons, pertinent, Petrus en Johannes vol van die Heilige Gees. Petrus. Wat onthou ons van Petrus 'n kort rukkie voor hierdie verhaal? Dieselfde Petrus het rondom 'n vuurtjie die aangesit van Jesus se gevangenskap. En het nie eers die geleerdes, die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, maar gewone mense vir hom gesê, maar hoor, jy's mos 'n volgeling van Jesus. Jy ken mos vir Jesus. En uit vrees, nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, maar 3 keer
het Petrus gesê, ek ken hom nie. En hierdie selfde Petrus staan nou voor die geestelike leiers wat die mag het om met 'n bevel hom te laat kruisig. En hy sê, ek sal nie stil bly oor wat ek gesien en wat ek gehoor het nie. Julle sal nie my mond kan snoer nie. Want dit wat ons gesien het, dit wat ons beleef het, dit wat ons gehoor het, kan ons nie stil bly nie. En julle en almal moet weet dat dit in die naam van Jesus is wat hierdie dinge gebeur, wat julle voor julle oë sien gebeur. Wat is die verskil? Die Petrus, wat om die vuurtjie gesit en Jesus verloon het, was 'n disipel van Jesus, het die wonderwerke gesien wat Jesus gedoen het, het die woorde gehoor wat Jesus geleer het, maar daar's twee dinge wat nog nie gebeur het nie. 1, Petrus kon toe nog nie ten volle besef wie Jesus is nie, want die kruis het nog nie plaasgevind nie. Die kruis en die opstanding moes nog gebeur, sodat Petrus kon besef wie Jesus waarlik is. En 2, die Heilige Gees is nog nie oor die apostels uitgestort nie. Julle sal onthou by Sondagse diens het ons gesê, dat die eerste tree op die reis na geesvervulde lewe begin by Jesus. Om te glo in Jesus met jou hele hart. Om Jesus lief te hê met jou hele hart, siel, krag en verstand. En wanneer ek dit doen, wanneer ek in Jesus glo, wanneer ek tot geloof in Jesus kom, dan is daar 'n oorgawe wat plaasvind. Daar is 'n oorgee wat plaasvind, soos wat Paulus later sê in Galasiërs, waar Paulus sê, die ou mens wie ek was, is saam met Christus gekruisig. Ek het nou oorgegee. Dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my en deur my lewe. En vriende, vanaand moet ek en jy hoor dat hierdie verhaal van hierdie twee apostels en in die verhaal reg deur die Nuwe Testament, dat die sleutel tot 'n geesvervulde lewe, as jy vanaand hier sit met 'n hartsbegeerte om vol van die Heilige Gees te wees, om geesvervuld te wees en geesvervuld te lewe, is die beginpunt om geheel en al oor te gee aan Jesus Christus. Om beheer van jou lewe prys te gee, een kant te sit en te sê, nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Nie ek wat my lewe vir myself nie, maar vir Christus. Ek wil hierdie twee beelde gebruik wat oom Dirkie van der Spy in een van sy boeke Bestem vir Geestelike Groei ook gebruik. En ek wil net so vinnig na een van die beelde verwys, en ek wil eintlik bietjie vassit by die tweede beeld wat hy gebruik vir ons ietsie uit te beeld van wat dit beteken om oor te gee. Die eerste beeld is daardie een van 'n seilboot. En hy beskryf dit so mooi dat hy sê, almal van ons is daardie seilboot. En ons het elke enkele dag 'n keuse om te maak. Daardie seilboot word aangedryf deur een van twee dinge. Of daardie seilboot word aangedryf deur die golwe en die strome van die water waarop hy is, of hy kan sy seile in die wind span en toelaat dat die wind hom stuur en die wind hom lei. En dit het my laat dink aan daardie woorde van Jesus en Nikodemus, waar Jesus vir Nikodemus gesê het, vir elke een wat weergebore is soos met die wind. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en jy weet nie waar hy op pad is nie. En so is dit met almal wat uit die Gees van God gebore is. En vriende, so is dit met my en jou ook. Baie van ons is soos daardie seilbootjie, maar ons het nog nie heeltemal ons seile vir die wind oopgespan nie. Ons probeer nog deur ons eie krag lewe. Ons probeer nog self in beheer van ons eie lewe wees. En in die proses word ons aangedryf deur hierdie strome van hierdie wêreld waar binne in ons lewe. En ons lewe word aangedryf en gestuur en bepaal deur wêreldse standaarde, wêreldse waardes, beginsels, normes, dit wat vir die wêreld belangrik is, dit wat vir onsself belangrik is. En lyk ons lewe eintlik maar net soos die res van almal en alles rondom ons. Maar om geheel en al oor te gee, is om jou seile oop te span, sodat die wind van die Heilige Gees
deur ons kan waai en ons kan stuur in die rigting wat God vir ons in gedagte het. Dit is wat dit beteken om oor te gee aan die Heilige Gees. Maar die volgende beeld wat hy gebruik, dink ek is vir ons nog makliker om te verstaan van waarom hierdie tema so belangrik is. En hy gebruik die beeld van 'n huis. En die hartseer realiteit is dat vir baie gelowiges vandag nog steeds is Jesus 'n loseerder van my huis in plaas van die eienaar daarvan. Waar ek vir Jesus innooi in my lewe in. Jesus is welkom. Jesus, ek stel my hart oop. Jesus, ek stel my lewe oop vir jou. Welkom, Here, welkom. Jy kan kom hier toe, hier in die voorportaal gaan ons lekker kuier en ons gaan in die kombuis nou 'n koffietjie maak en hier om die kombuis gaan ons lekker kuier. Jesus, welkom hier in my huis. Welkom in my lewe. Maar Here, hierdie kamer, Here, van my finansies wil ek graag nog self bietjie in beheer wees asseblief. Of Here, hier van my toekomsplanne, hier in die leefvertrek vir my toekomsplanne, Here, hier is U nie wel, hier wil ek graag nog in beheer wees asseblief. Maar Here, in die areas van sondevergifnis en van sorg vir my en afhanklik wees van U, want U is goed vir my. Here, welkom U. Maar my loopbaan, in my gesinslewe, in my persoonlike doelwitte en ideale, in my drome en planne vir my lewe, Here, daar wil ek graag asseblief nog in beheer wees as dit reg is met U. Julle, dis nie oorgee nie. En as ons die woord van die Here reg lees, moet ons vanaand baie duidelik hoor, dat om oor te gee, om waarlik tot bekering te kom, en om 'n geesvervulde lewe te lewe, moet ek en jy besef, dat Jesus is nie 'n loseerder nie. Hy is die eienaar van die huis. Dit is nie vir Jesus 'n voorreg om in ons spasie ingenooi te word nie. Dis ons voorreg om in syne ingenooi te word. En moet ek en jy, as ons geesvervuld wil lewe, geheel en al oorgee en vir Jesus sê, Here, elke vertrek van hierdie huis van my lewe behoort aan U. Here, alles deur U, alles vir U en alles tot U. Onthou in daardie woorde wat ons lees in die Kolossense brief, word daar vir my en jou verduidelik dat om waarlik oor te gee beteken ons besef, alles wat ons is en alles wat ons het, se beginpunt is Jesus. Dit kom van Jesus af. Ons is niks sonder hom nie. Ons kan niks sonder hom nie. Alles is deur hom. En in hierdie lewe, om waarlik geesvervuld te lewe, moet ons op so 'n manier lewe dat elke woord wat ek sê, elke daad wat ek doen, elke besluit wat ek neem, elke gebed wat ek bid, my tyd, my geld, my gawes, my talente, alles wat ek is en alles wat ek het, is vir Jesus. Nie vir myself nie. Nie vir die erkenning van ander mense nie. Nie vir die goedkeuring van ander nie. Nie sodat ek kan uitstyg bo ander nie. Dis vir Jesus en sy eer en sy koninkryk. Deur hom, vir hom en tot hom. Want Jesus is ook die een wat op die einde van die dag die einde van alles is. Hy is die einddoel van alles. 'n Lewe saam met hom is die hoofdoel van waarom ek en jy hier is. Daarom kan ek en jy nie verwag om geesvervuld te lewe as ons nog in beheer wil bly van ons eie lewe nie. Selfs al is dit net deeltjies van ons lewe. En vriende, kom ons wees nou eerlik met mekaar vanaand. Dat daar is iets van hierdie gedagte van om oor te gee, wat dalk iets ongemakliks binne ons wakker maak. Want daar's tog iets aan ons wat graag 'n mate van beheer oor ons eie lewe wil hê. En dit is waarskynlik vanweë die trauma wat baie van ons beleef, van 'n lewe binne 'n gebroke, stikkende wêreld, waar daar soveel dinge buite my beheer is, dat ek enige manier wat ek kan, net 'n vorm van beheer oor my eie lewe wil hê.
En hier kom ons nou en ons hoor die Here vra vir ons om geheel en al oor te gee. Maar dis waar geloof inkom. Want onthou, geloof is nie net om te weet Jesus bestaan nie. Geloof is om te vertrou dat Jesus is wie hy sê hy is. En dat hy sal doen wat hy beloof het, hy sal doen. En wat het Jesus vir ons beloof? Julle Vader weet alreeds wat julle nodig het. Soek allereers my koninkryk en ek sal vir julle in alles anders voorsien. Gee beheer van jou lewe oor aan my. Span jou seile oop vir die Heilige Gees, sodat ek in jou en deur jou kan werk, soos wat ek dit van begin af beplan het. Petrus en Johannes was op 'n punt gekom het, waar hulle geheel en al oorgegee het. Alles prysgegee, en hulle oorgegee in hulle konteks, was nie net een of ander teologiese gedagte nie, dit was nie net 'n metaforiese taal nie, hulle het oorgegee, hulle het hulle bootjies, met hulle nette, en hulle lewe wat hulle geken het, net daar gelos, en Jesus gevolg. En hulle het gesê, alles wat ons van tevore geken het, is nou vir ons waardeloos, want om Jesus te ken oortref alles in waarde, en die kans is baie goed, dat ons nooit 'n lang lewe gaan hê nie. Die kans is baie goed, dat hierdie selfde mense, wat ons Messias gekruisig het, dieselfde met ons gaan doen. Ons loop oop oë binne in gevaar in, en ons kan nie stil bly nie. Ek sal nie stil bly nie. Want my lewe is nie meer my eie nie. Maar die oomblik toe Petrus en Johannes, soos die ander apostels, geheel en al oorgee, en hulle leegmaak van hulle self, toe is daar 'n ruimte, sodat hulle kan vul word met die Heilige Gees. Wat 'n wonderlike belofte, en wat 'n wonderlike uitnodiging is dit nie vir my en jou nie. En weer eens, ek weet iets daarvan maak ons bang. Maar ek wil tog vanaand vra, dat elkeen van ons vanaand, as ons nou gebedsgeleentheid sal hê, vir die Here sal vra, en sê, Here, as daar 'n stuk ongemaklikheid is, as daar 'n stuk vrees is, deel dit met die Here. En vra vir die Here om deur sy Gees jou te help, om oor te gee, sodat ons gees vervuld kan lewe. En vriende, onthou asseblief altyd, dat dit nie iets is wat ek net eenmaal gebeur en dan is dit so nie. Om oor te gee is 'n daaglikse keuse. Om oor te gee is om elke dag, wanneer ek my oë oopmaak, die keuse te maak, om my rug te draai op my sondige natuur, en my fokus te plaas op God en die Heilige Gees en die lewe wat hy vir ons in gedagte het. Dis 'n onbybelse gedagte, hierdie gedagte, dat bekering is iets wat net eenmaal met my gebeur, en dan ewe skielik het ek nie meer sondige natuur nie. Christene wat regtig tot bekering gekom, dis ook nie eens meer veronderstel om te sukkel met sonde of enige iets nie. Ons lees keer op keer in die Nuwe Testament, waar daar waarskuwing is aan medegelowiges, dat hulle nie die werking van die Heilige Gees moet teenstaan nie, dat hulle nie die Heilige Gees moet bedroef nie. Wat beteken dit? Ek en jy het die Heilige Gees. Ons is kinders van die Here. Ons is lief vir die Here. En ons is nie meer slawe van ons sondige natuur nie. Maar dit beteken nie, daar is nie nog 'n sondige natuur nie. Daar is tog maar partykeer nog steeds hierdie draad wat ons in 'n rigting intrek, waar ons die hele tyd wil terugkeer na 'n vorige lewe, na ons eie geluk en ons eie dinge. En daarom is dit belangrik om elke enkele dag, as ek my oë oopmaak, elke dag te kies, weg van my sondige natuur, weg van my ou lewe, vir God, vir Christus, deur die Heilige Gees. En om te sê, Here, ek kan dit nie self doen nie. U moet my help daarmee. Ons gaan later in ons reeks weer by daardie teksgedeelte kom, maar Paulus sê self, hy sit met hierdie stryd binne hom. Hy worstel met hierdie ding, want hy is 'n kind van die Here. En hy weet wat die Here se wil is vir sy lewe. Maar alles wat hy wil doen, doen hy nie.
En al die dinge wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. Hierdie stryd binne. En selfs daarin herinner Paulus vir my en jou as kinders van die Here, is om oor te gee 'n daaglikse handeling, partykeer op verskillende geleenthede in 'n dag, om 'n keuse te maak, weg van wie ek was, om te kies vir die Heilige Gees. Ek wil afsluit deur vir ons hierdie selfde gedeelte net bietjie verder te lees. En nadat hierdie woorde wat ons nou gelees het plaasgevind het, en die skrifgeleerdes en die fariseërs die apostels vrygelaat het, dan gebeur hierdie. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar, gesê, waarom het heidene nasies te kere gegaan en het volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen U heilige dienaar, Jesus, wat deur U gesalf is. En hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons nou. Gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van U heilige dienaar Jesus. Hoor nou mooi. Nadat hulle gebid het die plek waar hulle bymekaar was geskit. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Petrus en Johannes, nou net beskryf as vol van die Heilige Gees, bid saam met medegelowiges, nie ongelowiges nie, medegelowiges, met ander woorde mense wat ook die Heilige Gees ontvang het. En dan bid hulle tot die Here. Met ander woorde, wat is gebed? Gebed is elke keer wanneer ek my fokus plaas op God en God se wil vir my lewe soek en God aanbid en loof en prys. En wat gebeur? Die aarde begin skud en ons lees weer eens dat hulle gevul word met die Heilige Gees. Nie eenmalig nie. Konstant, nimmer eindigend, elke dag. Soos wat ek saam met die Here lewe, soos wat ek 'n pad met die Here stap, soos wat ek elke dag kies om oor te gee en die Here te soek en die Here se koninkryk te soek en die Here se stem aan te hoor, word ek voller en voller en voller en voller van die Heilige Gees. Die sleutel tot 'n geesvervulde lewe. En julle, ons het in hierdie gedeelte gesien, wat is die effek van 'n geesvervulde lewe, nê? Die effek van 'n geesvervulde lewe is waar die Here in my en jou en deur my en jou soveel meer wil doen as wat ons ooit kan begin dink of verstaan. Hier's twee eenvoudige vissermanne besig om geestelike leiers te leer van Jesus en duisende mense kom tot bekering. Nie omdat Petrus en Johannes so oulik is nie, maar omdat die Heilige Gees deur hulle die werk doen. En hier vanaand in hierdie kerk sit die liggaam van Christus. En ons ontvang 'n uitnodiging vanaand. Wil jy nie oorgee nie? Vanaand en elke dag. Want ek wil nie net tot in jou kombuis kom nie. Ek wil in elke vertrek van jou lewe kom. En jou nuut maak. En jou vul met die Heilige Gees. Sodat ek in jou en deur jou my werk kan doen. Dis die uitnodiging wat ek en jy vanaand ontvang. Die sleutel tot 'n geesvervulde lewe word aan ons gegee. En die vraag is, sal jy en sal ek dit in die deur sit en die sleutel draai en vir die Here Jesus sê, Here, kom in en neem U oor, want my huis is U huis. Ek wil vir julle uitnooi om nou in 'n paar oomblikke van stil gebed in te gaan.
En dit wat die Here vanaand in jou hart mee wakker gemaak het, dat jy nou in gebed met die Here daarmee sal besig wees en met die Here sal gesels. En as jy vanaand 'n stuk ongemak beleef oor hierdie woorde om oor te gee, deel dit ook eerlik met die Here. Die Here weet in elk geval wat in ons hart en ons gedagtes aan die gebeur is. As jy nou wil bid, maar jou gedagtes is eintlik by iets anderste, dit is ook goed so, bring dit ook na die Here toe. Daar's 'n rede waarom dit op jou hart of jou gedagtes is. Ons gee nou geleentheid vir stil gebed saam met die Here. Here, om oor te gee, is iets wat nie vir ons natuurlik kom nie. Here, en ons hou nie noodwendig baie van daardie gedagte nie. Maar Here, vanaand bid en vra ons dat U ons sal vergewe vir die manier waarop ons nog vashou, vasklou, Here, aan beheer van sekere areas van ons lewe. Here, ons besef vanaand dat ons vashou, ons in beheer wil wees, in die pad staan van 'n geesvervulde lewe wat U vir ons in gedagte het. Here, daarom vra ons dat U vir ons sal help. En ons bid dat U deur die Heilige Gees ons eie wil sal breek, Here. Sodat dit nie meer ons is wat lewe nie, maar Jesus wat in ons en deur ons lewe. Here, nie ons eie wil nie, maar U wil. Nie ons eie koninkrykies nie, Here, maar U koninkryk. Kom vul ons elke dag meer en meer met die Heilige Gees, sodat ons meer en meer soos Jesus kan wees. Help ons om elke dag te kies om oor te gee aan U. Sodat ons nie uit ons eie krag sal leef, maar met die krag en die leiding van U, o Heilige Gees. Dankie dat U ons liefhet. Dankie vir die uitnodiging wat ons van U ontvang. Help ons, Here, om U te vertrou tot op so 'n punt dat ons oorgee in die wete dat U is getrou, U sal sorg, en U het 'n plan met elkeen van ons, en U nooi ons om deel te neem aan die storie wat U besig is om te skryf in hierdie gebroke wêreld. Amen.
Vriende, ek wil voordat ons die diens gaan afsluit met die slotlied, net baie dankie sê. Vanaand se sop en broodjies word vir ons, ek klink nou soos daai noot vir noot advertensie nie, met die komplimente van Klap 60. So baie dankie daarvoor, vir hulle wat vir ons die sop en die broodjies voorsien dan ook. So wees gerus daarvan, na die tyd in die saal is al lekker warm sop en broodjies. En onthou dat al ons dankoffers wat tydens Pinkster ingegee word, gaan vir Bybelverspreiding. Sondag, toe sê hy vir ons staan op 20 Bybels, ons is by Maandag en kyk waar staan ons? 94. Wonderlik. En kom ons hou aan ook in hierdie week die Here te dien ook op hierdie wyse, sodat ons ander met die geskenk van die woord van die Here kan bedien dan ook. Ons gaan die diens afsluit deur 'n lied te sing wat 'n oorgawe gebed is. En ek wil vir jou vra om mooi te kyk na die woorde wat ons gaan sing. En sing hierdie woorde as jy bedoel wat jy sing. Hulle sê partykeer al die liedere, eintlik maar hier en daar is daar liedere, wat as jy dit sing, dan besef jy wat die implikasie is van wat jy sing. En vanaand se gebed is juist dit. En ek wil jou uitnooi om saam met my te sing. Jesus, alles gee ek U. 'n oorgawe lied tot eer van die Here. Kom ons sing dit staande saam.